as julle weet, die stresse van vandag se moderne lewe, dit kry my uit, en so ek is nou baie happy om vir julle te sê, vandag is 'n lieflike, de-stressing, unboxing, dopamine releasing episode. Ja, ek is Madeleine, welkom by Hekelliefie, en ons het lekker baie sakke om te unbox. So ja, kom ons begin. Ja, skus julle, dit is, ek wil amper nie meer my foon antwoord nie, my foon is al permanent op silent, want daar's ten minste 4 fraudulent calls wat ek daagliks ontvang, en nou begin probleme, soos my e-mails, tensy nie ek weet ek ontvang 'n e-mail van jou af nie, sorry, ek lees nie eens meer daai e-mails nie, want ek wil dit nie eens oopmaak nie, ek is seker julle verstaan 100%, dit is net drama, en nou ewe skielik is, jy weet, daar sit ek op my rekenaar, nou wil ek nie eens meer my internet gebruik nie, of my internet aansit nie, want as ek dit aansit, dan gaan goed op my skerms aan, en ek weet ek het niks geïnstall nie, so het is nie dat daar 'n bug is, of 'n gogga wat ek geïnstall het, per ongeluk deur iets nie, so dit beteken iemand anderste is besig om my goed te krap, en nou is al my internet goed af, al my wifi goed af, nou moet ek eers soos alles nou weer, seker maar nou al die passwords moet verander, en ek dink net vir myself, kom maar mense, wat het ek, as jy dit help, jy vat my goed om te sê, jy moet nou vir my 10.000 bitcoin, of weet jy wat se snert nie, anders kan jy nie jou informasie terugkry, en ek sê, dude, as jy my bankrekening sien, gaan jy vir my jammer voel, en jy gaan wil soos 'n fondsinsameling vir my, ek is seker, julle voel presies dieselfde, wie jy nou, die moderne, ek wil amper sê diewens, ek is al so keelvol vir hulle, maar in elk geval, ek kort happy dopamine, kom, let's start, ek het 2 groot sakke, en 'n halwe sak, en 'n klein sakkie, so hier is baie om oop te maak, kom ons begin, verskoon, rinkel, krinkel, die agterkant van my, die mekaar hare, en as julle sien ek gaan vir 'n koffie, it's been a couple of days. So, laat ons begin. Ons het baie meer variasie met hierdie order. So, julle sal sien, daar is 'n paar oues, nuus. Kom ons begin met ons, sommer vis, charity. Volblaai. Yes, ons wag al so lank vir die volblaai. Is hierdie een op die volblaai? Yes, fantasties. Ek het volblaai wit, en ek weet ek het bestel volblaai double knit. So, wanneer ek die volblaai, kom ek maak net oop, dat ons kan check. Want normaalweg het ons nou die Mirage balle met die volblaai, en dan is net die 25 gram balletjie, en dit is 100 gram volblaai, is dit nie net fantasties nie? Kyk, hy is, laat hy nou mooi in, die volblaai, pragtige wit, yes, uiteindelik, hoe lank wag ek nie nou al om die volblaai te kry nie, nou is dit hierso, charity volblaai, en hy is in white, gaan ons hulle so pak, ja, pak hulle so, en next up, hierdie is nie 'n volblaai nie, hierdie ouetjie was lanklaas op ons sakke, hy was lanklaas in ons sakke, lanklaas op my rakke. Dit is Mandarin. Mandarin duck. Mandarin duck.
So mooi, die pers en die blou en die oranje, baie unisex ook. Dit kan gaan vir 'n dogtertjie of 'n seentjie. Pragtig. Mandarin duck, beautiful. Same. Ja, o ja, hoe het ons laatst maak? Soms een voor en een agter. Ja, die doubles kom agter en dan die oudjies wat ons oopmaak kom voor. Okay, next up is 'n nuwe kleur en hy is van die nuwer charity kleure ook. Dit is Rhino. Hy is so tussenin schoolgrey en silvergrey. Dis die Rhino. Waar sit? Kom ons maak hom oor. Ek sien daar so silvergrey wat daar in die sak staan. Hy koekeloer my so. Ek gaan die Rhino oopmaak vir julle te wys. Hy's definitief. Maar kom, die beste manier wat ons hom gaan sien, is as ek nou die silvergrey uithaal, en dan kan ons hom vergelyk. Kom, ek kry die silvergrey. So, next up, silvergrey! O nee, dis Twilight. Hoekom het ek gedink ek het silvergrey gekry? Ag, toe maar. Kom ons vergelyk hom met die Twilight, dan kan 'n mens nou regtig sien die grys. Sien julle, my kop is everywhere. Hierdie goed ontstel my so, hierdie internet goed. En die mense wat die laaste sent by my probeer uitsteel. Happy place. Ons is nou by 'n happy place. Okay, so hierdie ene is Twilight. En hierdie ene is Rhino. Sien, as hulle bymekaar is, dan lyk die Twilight sommer bietjie meer blou en die Rhino lyk sommer ook 'n bietjie meer grys. Daar sy. En hulle albei is double knit, so ons het weer Twilight in en ons het die Rhino in. So hy is nie so lig soos die silvergrey nie. Hy is nie so donker soos die schoolgrey nie. Hy is net daai lekker tussenin. Want ek dink ons is al moeg vir silver en vir schoolgrey. So kom ons gebruik 'n bietjie die Rhino. Okay, hier is my Twilight. Kom ek berg gou my Rhino. Ja, hy is pragtig. As hy so alleen staan, dan lyk hy amper vir my soos 'n breingrys. Maar ek dink sodra hy met die ander gryse is, dan gaan hy soos 'n natuurlike skakeringsverskille doen. Maar okay, ons sit hom daar, so kan jy hom sien. Ja, daar is hy. Okay, ek kan nou nie sien wat's volgende in die sak nie, so ek wil eintlik net my hand insteek en uitgryp. Aha, hierso is nog double knits. Hierso is die double knit, die wit. Kom, ek gaan Twilight hier na toe skuif. En dan kom ons vergelyk die double knit en die volplaai. Julle net kan sien. En dan check ons die verskil in die meters ook. Want jy gaan ons so baie meer meters kry uit die volplaai uit. Okay, so hierso is die volplaai en hier is die double knit. Hierso is die double knit en hierso is die volplaai. Sien julle, daar's die daar's daai verskilletjie. Hy's net mooi dubbel die dikte. En as ons gaan kyk na die meters, die meters hierso, waar is die gramme? Hy sê mos, ja. Die volplaai is 416 meter en die double knit is 233. So die volplaai is net onder die helfte meter meer as die volplaai. So ja, as jy kan nogals en ja, dit is ek is so bly ons het van die van die volplaai ingekry.
as ek nou vir my 'n truitjie, ja, die double knits lyk mooi en is makliker om te brei as jy vir jou 'n trui doen. Maar die volplaai lyk, soms soek jy net ietsie wat 'n bietjie netjieser is, 'n bietjie sagter is, of ietsie wat 'n bietjie ligter dra, want natuurlik die volplaai gaan nie so swaar uitwerk soos die double knit trui nie. Nie dat die akriele in elk geval swaar is nie, maar as jy nou baba truitjie doen, minder stertjies om in te werk, jy kan amper 'n hele baba trui met 2 balle doen, dan. Okay, so hierso is die volplaai en hierso is die double knit. Okay, next het ons, ek het nog lemon ingekry met die charity double knit. Pak hom daar so, baie sag, né? Baie sagte kleure in. Okay, kom ons check die lemon. Hierso kan jy ook mooi die verskil sien tussen die lemon en die wit. Net so sagte verskilletjie, soos wat hy moet wees. Okay, ons haal die lemon uit. Is mooi. Hy het mos net daai geel glow aan hom, die lemon. Nee, nou nie. Kom ons kyk hoeveel hy inzoom, hoeveel hy nie. Sê daar zoom hy nou mooi in. Nou kan julle mooi sien, die lemon. Skus, ek hoop nou net nie, ek het die kamera nou te hard getik nie. Nou kan hy weer op my gesig inzoom. Okay, ek wil net dat julle moet mooi kan sien die kleur. Daai gloei wat hy gee. Okay, het ons lemon en ons het nou, ek kan soms met my oog af sien, nog 'n sagte kleur is die porcelain. Ons het nog porcelain ingekry. Sê jy daar so net daai ligte skakering. As hulle so bymekaar is, kom ek haal die 3 uit. Dit is die enigste manier. Dat ons nou regtig die kleurverskille ordentlik kan sien. Okay, so hierso is die porcelain, natuurlik baie meer room. Okay, en hierso is my lemon, en hierso is my wit. Okay, daar sy. Sien julle? Die wit lyk nou witter, en jy kan sien, die porcelain is baie romer as die lemon. Daar is baie sagte kleurverskil. Kom ek zoom weer in op hulle. Daar sy. Baie naby aan mekaar, maar tog hy het daai toonverskille. As sy. Ek hoop daai kon julle 'n bietjie gehelp het om te sien die verskille tussen die geel en die room, en dan natuurlik die wit staan die meeste uit. Ons berg op die wit. En daar die porcelain. Daar sy. Jy sien, as jy die geel lyk sommer baie geeler teenoor die wit met die porcelain wat nou hier is. Okay, next up het ons camel. Hy was baie lank klaas hier op ons rakke. Sit ek jou, sit jou sommer hier so. Ja, ons baie neutrale, sagte kleure. So ons het nou weer die camel ingekry. 'n sagte teddybrein weer. As ons gewone merrenbruin wat ons normaalweg inkry. Camel. Daar sy. Pragtige kleur. En perfect nou vir die koue wat nou inkom en die herfst. Ek wil amper sê dit was nou herfstklere. Okay, en dit was nou dit die een sak. Next. Sy, kom ons maak oop. Next. Sy, ek sien nog volplaais. Fantasties. Okay, ons het gekry die volplaai, die ikru. Sien
Ja, hy is nou nog romeriger. Sien hoe gaan hy hierso van die wit na die porcelain, na die ikru. Hy is definitief nie so geel, hier kan hy die room sien. As jy hom nou hou by die geel, dan kan jy sien, daar's definitief 'n kleurverskil. Oepsie, val hy nou uit. My goed is nou vandag omtrent oral, maar dis wat gebeur as mens omgekrap raak. Ok, so die ikru is daar, kom ek haal die ikru volplaai uit. Jy. Dit beteken ons kan sagte, pragtige truitjies maak vir die kleintjies in volplaai. En dit is sag, hoor. Hy is sag. Ek kan nie wag om dit te gebruik met iets nie. Dis pragtig. Kyk daar, sien, hy's baie meer room as die porcelain. Kom ek zoom weer in. Daar sy. Great stuff. Okay. So daar is die ikru en volgende, dit is banana. Banana in die volplaai. Sien, hier's 'n baie herfsthema wat hier aan die gang is, né? Wat dink julle? Ok, kom ons haal die banana uit. Dit is so sag. Skus, ek moet vir julle wys op die kamera en nou sit en bekyk ek dit vir myself. Die banana, sagte geel. Nou sy. Sien, hier is nie lemon en dan gaan hy oor van lemon af. Daar's 'n bright yellow, maar ons soek nie altyd daai en hierdie banana in 'n truitjie vir 'n seentjie of 'n dogtertjie of enige babietjie. Daar sy, kyk ons herfskleure. En dan volgende, ek het wel skoolgrey gekry. Maar nee, hierdie ene is swart. Swart volplaai. Ek dink die skoolgrey was in die Mirage gewees. Ons sal nou sien. En kyk, ons sit jou hierso. En maak hierdie swart volplaai oop. Sy. Ok. Kom op. Daar sy. Het hy nou mooi ingezoom? Nee. Daar sy, daar zoom hy nou mooi in. Ok, so dit is die Charity volplaai in die swart. Okay. Very nice. Okay. Ja, gewoonlik het ek beter natuurlike lig in, maar my oggend was nou so crazy. So nie die beste beligting vandag nie, maar ja, mag toe maar. Ons wil hierdie goed uitkry en op die rakke kry voor die nuwe pryse inval. Dis as ek nou alles reg kry, weet jy. Hierdie onnodige internet moderne saboteerders. Is hier glans ek nou in die sak. Ek wil my hand insteek en uithaal. Okay. Ons het in die volplaai het ek ook duck egg ingekry. Pragtig, pragtig. So ek het nou dus nou net reg vir al die kindertruitjies en goedjies. Kyk hoe mooi is dit. Is duck egg nie 'n fantastiese kleur nie? So baie mense se gunsteling, duck egg. Kom ons sit hom hierso. Nee, hy moet uitval nie, kom ons draai hom. Daar sy. Nice. Okay. Ja, hier is die Mirage skoolgrey. Sien, hier is die skoolgrey. En laat ek kyk, hy is, waar het ek daai grys gesit? Hy is toch nog steeds baie donkerder as die rhino. Sien julle hierso? Maar as ons nou 'n silvergrey gehad het, dan kan ons nou mooi gekyk het wat is die regte kleurverskil. Kom ek haal van die Mirage uit.
dit is mos nou ook Mirage volplaai en hierdie is in 25 gram balletjies. Dat is sy. Daar is sy. Dis die Mirage volplaai. Daar is sy. En ek's terug. Skus. Is mos nou skoolvakansie, so almal is weer by die huis. Ja, okay. Anyway, so dit is nou die Mirage, die School Grey, en ons het 'n nuwe Mirage op die raak. Wel, ons het al dit van, ja, nee, wag, hierdie is 'n nuwe kleur, of 'n nuwe kleur op ons raak. Dit is Mirage Sapphire Red. Chickie so, dit is so awesome. Kom ons haal ene uit. Hy is nie, ek kry altyd die cherry red, maar dit is nou weer 'n ander tipe rooi. Hy is nog steeds rooi. Oep, daar haal ek sy label af. Die labeltjies kom so maklik af. Kyk nou! Dis mooi. Dis 'n baie mooi rooi. Kom, zoom nou. Hoekom sukkel hy deesdae as updates? Dan werk niks meer nie. Daar sy. Dalk het ek hom net te naby gehou. Daar sy. Kyk hoe mooi rooi is dit. En dit is dan nou die 25 gram balletjie. En is 'n hele sak vol. So vir julle wat julle klein poppetjies, popklere, klein blokkies, die jy weet die granny squares en daai goed in verskillende kleure doen, is hierdie 25 gram balletjies ook uitstekend. So ek sit hom daarso. En hierdie volgende een is ook 'n nuwe kleur. Oh, ek love it! Kyk hier, dit lyk soos roomys. Oh, kom ek haal dit uit. Oh, dis die dopamine fix wat ek nodig gehad het. Oh, dit is Snickerdoodle. Is dit net nie super cute nie? Kyk hoe mooi is dit. Ek love it. Dit het in pink en pers en groen. Is dit 'n pers of is dit 'n blou? Ek dink dit is soos die kleure omswaai na mekaar. En 'n geel en dit lyk soos roomys. Dit is so cute. Oh, fantasties. Okay, ek hoor daar word ek weer geroep. Hou gaan. Asai. Okay, so dit is Snickerdoodle, die beste roomyskleure wat ek al ooit gesien. Ek love it. Dis is roomys reënboog of iets. Oh, dis fantasties. Ons is al lank al Snickerdoodle gekry het. Okay. Volgende het ons weer twee bekendes wat in is. Dit is Charity Double Nuts wheat. Ons het toe nog wheat gekry. Oop. En 300 gram double nut. Oh, julle, daar is nou 300 gram chunkies wat ook op die rakke, wel nie my rakke is nie, maar dit is al beskikbaar aan ander plekke se rakke. Ek dink ons moet definitief kyk of ons 300 gram chunky klere kan kry vir ons volgende bestelling. Wat sê julle? Oh, 'n paar chunkies, hè, van 'n paar verskillende goedjies af. Okay. So, dit is die Charity se double nut wheat. Baie mooi, baie mooi. En ek het die ivory ook hierso. So kom ons, voordat ek nou hierdie bære, kom ek kry van die ivory ook. Dat sê ja, is hierdie een ivory? Yes. Maar ek het nou net een sak van elkeen gekry. So hier het ons, die ivory is so mooi. Hy is so mooi. Okay, so is die ivory. Ek gaan nou weer inzoom om te kyk of julle die verskillende tipe vlekkleure kan sien. Hy is, soos julle kan sien, hy is 'n solid ivory, maar as jy nader kyk, dan lyk dit asof hy soos 'n romerige spekkel in het. En dalk soos 'n gryserige of blouerige ondertoon het. Anyway, so, hierso is die ivory en die wheat. Ja, daar is sy. Die ivory en die wheat.
en is nou beskikbaar op die rakke. Wel, sodra ek eendag my administrasie kan klaar kry, waarvoor ek my rekenaar nodig het. Julle, laat ek nie nou my happy wegvat, deur aan daai goed te dink nie. Dat sy, so daar is die, gaan hy nou 'n bietjie gly, so 'n bietjie. Ok, so daar is die ivory, en hierso is die wheat. Ek gaan hy afhou, gaan ons hom so insit. Ja, hy pas. Ok, so daar is die ivory, hier is die ivory, en daar is die wheat. En nou het ons nog 'n sak. Finish en klaar. Ok, ons tweede laaste parcel. Nie baie groot nie, maar ons nou weer 'n paar goedjies in wat nuut is op ons rakke. Kom nou, maak oop. Ons het weer 'n paar Pure Golds ingekry. Yes! En ek het sommer seker gemaak om 2 pakke van elke kleur te bestel. So daar's genoeg. Dit is so mooi. Ok, kom ons begin sommer met die eerste ene wat ek sien. En dit is Pure Gold Double Knit Cabaret. Wat stunning! Dit is so mooi pink. Waar is dit vir jou? Ek dink ons sit jou daar agter. Ja. En dan sit ons die nuwe ene bo voor. Ok. Hy is 'n bietjie moeiliker om oop te maak. Oh, dit is so mooi pink. Kyk daar. Kyk die mooi pink. Cabaret. Kom, zoom weer in. Daar is hy. Double knit. En hy is 258 meter op 'n bal. Op 100 gram. So hy is nou 'n bietjie minder as die double knit. Ag, die Charity se double knit. Of is hy, ja, hoeveel was hy? Of is hy 'n bietjie meer? As ek nou hierso gaan omkrap, gaan hy nou vir my heel omgooi. So, ja, kom ons, ek wil nou kyk. Kom ons al enetjie uit. Ja. Nee, ja, die double knit van Charity is 233 meter. En die double knit van Pure Gold is 258 meter. So jy kry eintlik vir 100 gram, kry jy bietjie meer uit. Maar ek dink hierdie is 'n dunner graad double knit. Hy's nog steeds 'n double knit. Onthou jy kry verskillende jy kry 'n gedeelte meters wat en diktes wat in double knit, die kategorie double knit inval. So hy is nou seker dunner double knit, maar ja, die Pure Gold mense, hy is sag en hy maak nie so baie fluff soos wat die ander wolle doen nie. Regtig, ek wil so ja, jou meer kwaliteit akriel wolletjie. Pragtig, ons sit hom hierbo. En next up is Jade. Oh, check hom uit. Stunning. Ons sit hom ook daar agter. En dan sit ons die volgende hierdie voor. So ek sê ek het twee pakke van elk gekry. So as jy vir jou truitjie wil maak, is hier dan meer as genoeg. Oh, dit is so mooi. Jade, kyk hoe sing hy weer op die kamera, hè? Daar sy. Oh, dit is pragtig. Pure Gold Jade double knit. Oh, stunning, stunning. Kyk hoe mooi lyk hulle saam. Okay, en dan volgende is Pure Gold se Petrol. Kom ons pop hom daar agterin. En haal die volgende enetjie uit. Oh, dit is so lekker om weer Pure Gold op ons rakke in te kry. Wat sê julle? Elke keer as ek bestel, ons altyd iets. Hy is soos 'n pers. In die sak lyk hy baie blou. Maar sodra hy nou uitkom, ek wonder of hy nou gaan regwys op die kamera. Op my kamera lyk hy baie blou. Maar hy's 'n persblou.
pragtig. Oeh, dis mooi. Hy is mooi. Nee. Very nice. Oh, yes. Hulle voel great. En ons sit om daar. Hey, ons het lekker klomp vandag hierso. Okay, next up het ons gekry, hier's 'n paar dames besig met projekte en ek het by 'n paar mense aanvraag gekry vir crochet number 5, die balletjies. Wat is hulle? 50 gram balle. Ons het eerste silwer. Ja, crochet number 5, silwer in 50 gram balle. Kom ons haal uit. Die pakkies is, die balle is in 'n pakkie. So ek gaan hom nou uithaal en dan gaan ek hom weer uithaal. So hulle het almal elkeen hulle eie individually wrapped. Kom ons haal enetjie uit dat ons kan en Dis sy. Dit is die silwer. Kyk hoe mooi dun draadjie, crochet number 5. Pragtig, is nog klere. Kom ons kry hulle uit. Daar hierdie ouetjie. Terug in sy sakkie. Hoe gaan ek, kom ons prop hom hierin. Dis sy. Dis 'n wonderwerk, nog niks het omgeval nie. Okay, next up. Dit is azure. Hey, ja, sien julle so 'n bietjie tema van die blou, so? Ja. Okay, kom ons haal enetjie uit. Dis so mooi. Dis pragtige klere wat julle gekies het, hoor? Mooi. Kom zoom in. Kyk. Hy is soos 'n sagte blou. Ek wens julle kon hierdie gesien het in die oggendlig. Regtig, dis mooi. Dis stunning. Kom ons kry hom hier reg. Okay. Next up. Ons daar vir jou. Okay. Dit voel vir my 'n collapse is imminent. Ons is besig om ons screen time heel hier oor te neem. Okay, volgende enetjie is Caros Blue. Weet nou nie hoe om te sê nie. Haal uit, onmiddellik laat ons sien. Hele paar nuwe crochet number 5's. Wow. Kyk daar. Stunning. Dis so mooi. Dames, julle gaan 'n paar mooi goedjies maak, hoor. Ek sê maar net. Wat ook al julle beplan, it's already looking good. Sien daar met die silwer en die blou. Dis sy. Kom ons sit hom hier. Dis sy. En volgende, laaste enetjie in die sak. Hy het so vinnig gegaan laas keer, toe moes ek weer nog enetjie kry, is 'n cone van die whipped cream. Ek gaan hom nou nie uit sy omhulsel uithaal nie, want hy het net hierdie een sakkietjie wat hom geklingrap is, wat hom beskerm. Maar ek is seker julle kan sien sy kleur, die whipped cream. Ek wonder hoe gaan hy vergelyk met die rome. Dis amper asof hy 'n ikru naby is aan die ikru as jy met die oog kyk. Maar op die kamera, ja, hy's nader aan die ikru. As ek hom hier so langs aan sit. Sien jy, hy skakel in. So ja, ek kan amper sê hy's soos die ikru van die crochet number 5's. Okay, gosh, waar gaan ek hom sit? Kom sit hom hierso. Ja, dan kan jy nog steeds die ivory sien. Okay,
laaste pakkie is 'n ou klein pakkie is van ons naalde. Ag, ek hoop nou nie, hy is seker nou weer so gerap, ek gaan nie sit en knik vir 'n halfuur. OK, ons is deur die eerste leier. Sê, is 'n klein pakkie. Wil hom nou nie te veel wys. Aha, wie is hy? Ons het gekry, daar's dinge wat beplan is vir die toekoms. So, daar gaan 'n klein workshopie gehou word en in die workshopie gaan van hierdie wees. So, dames, wat deel gaan wees van die workshop, hier soos van die goedjies. Van my gunsteling hand sewing needles. Daar's verskillende groottes en kom maar kyk as ek is hy nou te naby, wil hy nou as hy daar zoom hy nou mooi in. Kan julle nou die punte sien van die naalde? En hulle het lekker groot oogies. So jy sukkel nie om jou naald of om jou double knit gare in om te sit en hy werk ook met chunkies en sy punt is nie vlijmskerp nie. Dit is maar dit is skerp genoeg. So jy kan jouself maar lekker raak steek, maar hy's nie daai needle point skerp naaltjies nie. So ja, dames, wat die wie weet. En hier's een van die goedjies wat julle gaan ontvang in julle pakkie. En dan, wat is hier so, kom ek sit hom, hy's klein genoeg, hier soos baie wit, kom ons sit hom daarso. OK, hier is die aluminium, wat oudjies, haha, dis ook nog deel van een van julle dingetjies. Brand julle al om te weet wat ons gaan doen daai dag, hè? Ja. So hier is nou een van die ander goedjies wat ons gaan benodig vir ons projekkie. Behalwe die naald is dit 'n 4 mm aluminium teflon. Die 4 mm. Kom ek haal hom uit dat julle kan sien die size. Ai, gaan hy nou inzoom op hom of gaan hy nou inzoom op my hand? Kom ek kyk. Daar is sy, pragtig, dit is nou die 4 mm, en ja, dis een van die oudjies wat die meeste gaan ook, want hy is tussen die 3.5, hy is tussen die 5, jy kan hom vir enige en elke projek gebruik vir, ja, is 'n baie beginnervrye naald om te gebruik, hy is nie te klein nie, hy is nie te groot nie en hy werk lekker vir die beginners en hier is genoeg pakkies van hulle. Ek gaan hulle sommer hier sit. So nou groot planne met julle dames, groot planne. Ofwel, gaan nie so groot wees nie, maar ja. OK, en dan natuurlik, ons het nou klomp fyn draadjies en fyn draadjies het fyn naaldjies en dingetjies nodig. So ek het gekry 1.5 mm staal jikkelnaalde. Nou dames, julle moet onthou, ons is by die see. So hanteer jou staal naaldjie maar mooi. Anders te gaan hy nie hou nie, hoor. Maar ek het extra's hierso vir wie nodig het. Ag, kyk hierso. Ek sukkel nou net om hierdie klein ou naaldjie hierso uit die sakkie uit te kry. Kom ek kyk, ek wil hom nou nie skade aanrig nie. As hy net kan uitval op my skoot, sal dit fyn wees. OK, hy sal halfpad uit. Sien julle? Hy sal halfpad uit. So ons kan hom nou net hierdie res. Daar is hy. Ek dink ek het hom. Hy is 'n ou fyn naaldjie, julle. En hy hier is hy. 1.5. Ag my moeder. Kom maar kyk. Kom ons zoom in. Gaan hy nou wys 1.5. So 'n klein hakkiekie julle. Daar is hy. En hy werk ook pragtig
vir al die fyn gare. Veral nou met al die nuus wat ons hierso het. Want ek weet, wat is die, hulle sê 2 millimeter vir die crochet number 5. Maar nou, soos vir iemand soos ek, ek werk altyd 'n halwe naald kleiner as die aanbeveelde grootte naald. So as ek met hierdie wil werk, gaan ek moet werk met 'n 1.5 of selfs 'n 1. Maar ja, ek dink met die kleintjies is dalk soos meer 1.75 of 'n 1.5. Dis waarmee ek sal moet werk as ek werk met die crochet number 5. En nou het ek 1.75 en die 1.5 op die rakke. En dan moet ek sê, fluit, my storie is uit. Wel, al die sakke is uit, al die wolle. En ek voel definitief beter na hierdie sessie. Ek hoop julle geniet alles wat julle sien. En alles hierso gaan nou op die rakke wees. Saterdag. Oh, kyk, dames. Onthou, dit is nou weer daai tyd van die jaar. So dit is increase tyd en pryse gaan nou weer opgaan. So maak seker julle budget ordentlik en nie budget op die ou pryse nie, want dit is nou nuwe pryse met meeste van hierdie produkte. Baie van die naalde is nog dieselfde, so daai is fyn, maar baie met al hierdie's is almal se pryse is maar 'n bietjie op. Veral met ons charity double knits, hulle het nogal 'n lekker sprong gegee. So wees verseker as die wie gebudget het vir treye, vir kliënte, julle gaan julle pryse moet aanpas as julle nou gaan wolle koop, hoor. Maar oké, is reg. Ons gesels weer met 'n volgende video en dankie dat julle my gejoin het. Onthou om die video te like en die wat nog nie gesubscribe is, subscribe sodat julle dan kan sien al die nuwe videoetjies wat ek ook gaan uitbring. En natuurlik as julle die video like, dan is die kans groter dat die algoritme dit vir ander mense ook gaan uitgooi, dat hulle ook kan sien, hierso kyk die nuwe klere, hierso's nuwe dinge, nuwe pryse en wat kan uitgaan, dat ons almal ingelig kan wees. Maar oké. Baie dankie dat julle vir my so getrou ondersteun hier by die winkel en met my Ekelliefie kanaal en ek waardeer dit baie. Ek gaan nou my koue koffie drink. En dankie vir hierdie dopamien sessie. Okay julle, bye!